Vanoggend wil ons aangaan in ons reeks in Efesiërs en hierdie lied wat ons gesing het op vaste fondamente beskryf elke woord so wat ons gesing het vanoggend in Efesiërs 1, 2 en 3 op vaste fondamente. Hy wat die hoeksteen is, Jesus. Hy wat kom bou die fondamente, die basis wat gegooi is en so sien ons dit hier in Efesiërs 4 wat ek wil graag aangaan, wandel waardig jou roeping. Nou, hierdie is die stuk laas keer gesê, die deur waarop rondom alles pivot, is om te wandel waardig jou roeping. Ons kom nou net uit waar Paulus die gebed gebid het en vir die Efesiërs gesê het, maar julle moet weet wie julle is in Christus die hele tyd. En ons het verlede week gekyk in Christus, Christus se gesag. Ons bid vanuit 'n posisie van oorwinning oor wie ons is in Christus. Ons staan in daai posisie oor ek ken my identiteit. En dat ek nie uit 'n plekkie van nederlaag kom bid nie. So baie keer bid ons as mense uit 'n plek van nederlaag. Ek kry hierdie verskriklike nuus oor my lewe. En dis asof al my fondamente en my basis alles uitmekaar uitval. Want baie keer kom daar slegte nuus na ons toe, as kinders van die Here en iets kom voel, dit slat jou wind vir jou uit. En die eerste belangrikste plek is om terug te gaan na Efesiërs 1, 2 en 3 toe, en wie is ek in Christus? Ek hardloop na my Vader toe. Ek hoor hoeveel Christene, die heel eerste ding as iets slegs ons gebeur, hoekom laat die Here dit in my toe? Ek is dan sy kind. Ons lewe in 'n gebroke wêreld, in 'n gebroke werklikheid, en hierdie wêreld is nie grappies nie. Daar's 'n vyand uit om ons te vernietig. En waar ons kom in afhanklikheid en ek hardloop by Vader sê, Vader, ek verstaan nie hierdie nie. Help my. Ons as Christene kan nie in 'n ander rigting in hardloop en vir die Here sê, Here, ek wil niks met U uit te wy nie, was dit 'n God van liefde, is 'n God. Ons kan nie eers sulke goeders entertain nie. Ek weet op hy oomblik is dit so swaar en is so moeilik en ons verstaan dit nie. Maar dis dan ons moet hardloop na ons Vader toe. Deur Jesus en die Heilige Gees wat ons krag gee. Ons het verlede week gelees hierso in Efesiërs 2 vers 6 wat die fondasie was, ja, in Christus Jesus is ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom in 'n plek van die hemel gegee. Dat ons weet, ek kom en ek bid uit hierdie plek van oorwinning. Ek is saam met Christus. En verlede week was Efesiërs 3 en hierdie kosbare gedeelte van Efesiërs 19, maar mag julle sy liefde ken, liefde wat op verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. In vers 20, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om eindiglik meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons dink of bid. Hy ken die versigtiging van ons hart. Daai Vader. Dit is wonderlik om die Here te prys as alles goed gaan, en alles loop glad en alles werk. O, ek prys die Here, kyk dit. Maar dan wanneer daar krisisse in ons lewens kom, dan vergeet ons om uit hierdie plek van oorwinning, hierdie plek van krag, hierdie plek van 'n posisie saam met Christus. Elkeen van ons kan getuig van wonderlike tye. Ons loof die Here, party van u wat hier so sit, sing vanoggend hierdie liedere met blydskap en opgewondenheid, en dis die wonderlikste plek, en party van u wat hier so sit dalk met seer, onbevraagde vrae wat nie beantwoord is nie. En dan kom Paulus, weer eens, hy kom uit hierdie posisie
Efesiërs 4 vers 1. Uit hierdie posisie, hy sit in 'n tronk. Alles is van hom weggeneem. Hy weet hy is op pad om te sterf. En hy skryf Efesiërs. Ek vermaan julle dan, die gevangene in die Here. Hy weet, hulle het hom gevang. Hulle wil hom doodmaak, omdat hy lief is vir die Here. Maar sy posisie in Christus is vas. En hy skryf daar, om te wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is. Paulus sit in die tronk van kettinge, en hy sê, kom ons wandel waardig tot hierdie roeping wat ons geroep is voor. Hy is vas in 'n tronk. En hy sê, wandel waardig hierdie roeping. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam, een Gees, soos julle ook geroep is in die hoop van julle roeping. Want julle geroep is in die hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Elkeen wat Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker, het daai roepstem aanvaar om waardig daai roeping te wandel. En daai roeping is nie ene van, Here, wat moet ek môre doen nie. Daar's 'n groot verskil tussen roeping en beroep. En ek weet ons ken dit, maar ons meng dit baie keer. En ons sukkel met daai ene. Ons roeping is universeel. Almal ontvang dieselfde roeping. Wanneer ons oorbeweeg in Efesiërs in werke in, kan ons nie aan enige iets vat as ons nie ons roeping in Christus Jesus verstaan nie. U gaan vir my so kwaad word in hierdie tydperk wat voorlê, want ek gaan dit die hele tyd sê. Ek gaan dit die hele tyd sê. U gaan vir my sê, Johan, nou op om dit vir my te sê, maar ek kan nie dit ophou sê nie. Weet u hoeveel Christene kom sit in 'n huwelikskrisis, en hulle is kwaad vir mekaar, hulle harte is stikkend vir mekaar, hulle het seer gekry, en hulle weier om te vergewe. Dan beweeg jy uit jou roeping uit. Want jy as kind van God, as identiteit, saam met Jesus gesettel, moet waardig wandel tot sy roeping. En sy roeping is om hom bekend te maak, soos wat ons hom ken, in alle liefde, alle afhanklikheid. As ons praat van werk, 'n besigheidskursus, kan ons nie wegkom van Efesiërs 1, 2 en 3 af nie. Wanneer die woord vir ons sê, jy wat iemand is wat 'n werkgewer is, moenie die geld weghou van die werkers nie. As ons nie verstaan ek is Efesiërs 1, 2 en 3 wie ek is in Christus nie, dan gaan ek verduideliking sê en sê, ja, maar die het dit gedoen en daai het dit gedoen, en ek het nie die hart van die Here nie. Iemand wat by my werk, ek hanteer hulle soos 'n vloerlap. As ek nie weet wie ek is nie, kan ek nie sy hartklop verkondig nie. In die huwelike weer eens, ons gaan na die huwelike kyk hierdie jaar, maar ek wil vir u reguit sê, man en vrou, as ons ongehoorsaam gaan wees aan die Heilige Gees, dan gaan ons huwelike vou. Want dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor haar nie, dit gaan om Jesus Christus te verheerlik. Die grootste vraag wat ek die hele tyd vir myself moet vra, kan ek gehoorsaam wees aan die Heilige Gees, as die Heilige Gees my sê, Johan, doen dit,
nou vir jou vrou? Nee, ek gaan nie. Sy het en ek. Ons identiteit, ons roeping, wandel waardig tot die roeping waartoe ons geroep word. Ek vermaan julle dan om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Beroep is iets wat vloei uit jou gawe, jou intellek, jou belangstelling. En daai goed vloei uit baie verskillende rigtings. Party van u wat hier sit, het baie belangstellings. Maar daai goed vloei in 'n natuurlike posisie uit van wie jy is. En die Here maak deure oop, maar jou roeping wat God geroep het, hy sê baie is geroep en min is uitgekies. Uitgekies om 'n spesifieke iets te gaan doen. Maar baie, almal is geroep. So vir oggend moet ons stil staan, wat is die roeping? Wie is die bron van hierdie roeping? Wat beteken dit om waardig jou roeping te wandel? Nou dit is baie maklik om te sê, nee, ek ken hierdie vragies. Ek kan vir jou wat 'n belaglike vragies gee jy nou vir oggend. As dit so alom bekend is, as dit so maklik is, hoekom lyk die wêreld soos hy lyk? Hoekom sukkel ons so? Weereens, ons verstaan nie roeping nie. God het ons in sy koninkryk inroep, en ek en u beweeg in sy koninkryk in, en ons stap in 'n nuwe wêreld in. Nou, vir ons, om hierdie net 'n bietjie te verstaan, is die Griekse woord wat gebruik word, in die Grieks, in Nuwe Testament gebruik hy omtrent 3 Griekse woorde. 3 Griekse woorde om hierdie roeping meer te verduidelik. Kaleo, om te roep, die meeste algemene werkwoord vir roeping. Gebruik vir beide 'n letterlike roep en 'n geestelike roeping. En die wat hy geroep het. Klesis, roeping en 'n uitnodiging. Dis 'n roeping en 'n uitnodiging waarvan hy skryf, leef dan waardig tot julle roeping. Hy roep ons na sy hart toe. Dis die algemene ene wat hulle gebruik, 'n roeping of 'n uitnodiging, om deel te word van wie hy is. En dis die ene waarmee ons werk nou in Efesiërs 4:1. En kletos, geroepenis, beskryf mense wat God se roepstem ontvang en aanvaar het. Waar dit sê ja. Ons het nou hierdie ding gesê, ja, die lied gesing, ja, Here ja, gaan na die nasies, hier is ons, stuur ons nou. Dis maklik om te sê, Here, ek lê my lewe neer. En as die Here ons roep en sê, wandel saam met my. Die eie ek rebelleer teen dit. Die mensdom rebelleer konstant teen God. As die Here vir ons vra om iets te doen, dan het ek baie maklik 'n verduideliking om hoekom ek dit nie kan doen nie. Die bedoeling van die woord, die bron, geroep om kind van God te wees, geroep tot redding uit genade, geroep tot eenheid in die liggaam van Christus, geroep tot 'n lewe van goeie werke, geroep om deel te wees van God se plan en heerlikheid. En dit lees ons in Efesiërs 1, Efesiërs 2, Efesiërs 3. Gaan dit weer sê, ons is heel eerste geroep om kind van God te wees. Ons is geroep tot redding, tot genade. Ons is geroep tot
eenheid in die liggaam van Christus. Ons kan nie hier sit en van mekaar sleg praat nie. Ek kan nie hier sit en sleg praat en gaan skinder vir my broer en suster nie. Die Heilige Gees, ons laat die Heilige Gees treur in ons. We quench the Spirit of God. Die Heilige Gees sal nooit by enige iemand skinder of sleg praat van iemand nie. Hy sal vir ons sê om te gaan help en iets openbaar, maar nooit om te skinder en sleg praat nie. As jy 'n kind van God is, mag ons nie sleg praat oor ander kerke nie. Ons mag nie skinder nie. Ons mag nie lieg nie. Want dit is wie ons is. Die oorvloed van Jesus Christus. Van wie kom hierdie roeping? Dit kom van God, die Vader homself. Dit kom van God, hierdie roeping. Paulus het in Efesiërs 1 gebid. Ek bid vir verligte oë, dat julle verstand, 'n verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van julle roeping en wat die rykdom van die heerlikheid tot sy erfdeel onder die heiliges is. As ons sê, Here, breek my hart wat u hart breek, dan beweeg ons saam in daai roeping waarvoor ons geroep word. Net so vinnig wil ek gou vir iets wys. As ons praat van roeping, hoor God se roepstem. Nou ek het net enkeles uitgehaal hier uit Efesiërs uit. Uit Efesiërs 1 uit. Maar elke lyntjie gaan oor God se roeping. Ons is geroep om te leef, jy's geroep om te leef in jou identiteit as kind van God. Dis die hele Efesiërs 1. Geroep om in Christus te wees met elke geestelike seën. Geroep om kind van God te wees, 'n seun deur Jesus. Geroep om te leef in vergifnis en genade. Geroep om te leef in die verborgenheid van sy wil. Geroep om erfdeel te besit deur Christus Jesus. Geroep om te wandel in die oorwinning deur die Heilige Gees. Geroep tot verlossing deur genade, Efesiërs 2 vers 8. Geroep tot eenheid in die liggaam van Christus, die skeidsmuur wat afgebreek is. Daar is nie meer 'n Jood of 'n nie-Jood nie. Ons is een liggaam in Christus saamgevoeg vir hom. Geroep tot verlossing deur genade. Geroep om 'n lewe van goeie werke te leef. Geroep om deel te wees van God se plan en heerlikheid. Ensovoorts. Ons is geroep om hom bekend te maak. Hoe maak ons hom bekend? Om sy hartklop te ken. Om te ken wie hy is. Nou, weer eens. Ons beroep is iets wat vir ons passie gee en waaruit ons leef. En dan gebeur daar dinge dat ons beroep nie meer so kan vloei soos wat dit moet vloei nie. Maar ons roeping in wie hy is, bly vas. Bly vas. En hy maak deure vir ons oop as ons nie bitterheid in ons hart begin toelaat nie. Ons hart begin word vir hom. Sê, Here, hoekom het jy dit toegelaat? My seun, ek is met jou. Ek is met jou. My dogter, ek is met jou. Wandel saam met my. Wandel saam met my. En so kan ons uitgaan ensovoorts in elke vers hoor ons hoe God ons roep in hom. In hom. Ek moes hierdie waarheid leer. Toe ek my roeping ontvang het, ek was standaard 9 toe ek beleef het,
toe ek my hart vir die Here gegee het, en ek het onmiddellik geweet, ek wil 'n dominee wees. Ek gaan 'n dominee wees. Ek het vir my ouma 'n brief geskryf en sê, ouma, ek weet wat ek wil word, ek gaan 'n dominee wees. En toe ek na universiteit toe moet gaan, toe keer hulle my af te sê, asseblief, ek moet nie 'n dominee wees nie. Dit is nie die beroep vir my nie, ek moet eerder iets anders gaan swat. Hans Wors of iets van die aard, maar net nie 'n dominee nie. Dan sê my, is dit nie dieselfde ding nie? Nee. En so die Here pad met my begin stap. En ek het gedink, joh, nou. En toe ek Bybelskool toe is, yes, die deure is oop, en nou, mense het 'n prentjie van 'n dominee. Nou ek het 'n prentjie gehad van, hoor hierso, sy kindertjies is die soetste, sy vrou is die mooiste, sy huis is die blinkste. Jy weet, nee, kyk man, dat daarin wat hy raak, dit word goud. Ek weet nie wat se prentjie het julle van nie, maar dit is my prentjie gewees. En toe ek Bybelskool toe, ek het al vir die verhaal vertel. En ek het ingeskryf in die Bybelskool, en alles was wonderlik, en toe sê die Here, dis nie waar ek jou wil hê nie. En hy vat my na 'n plek toe in die ark, wat ek vir u verduidelik het, maar ek deel dit net om hierdie punt te staaf. Waar boemelaars bly, daar's 500 boemelaars wat daar bly, en ek moes 'n boemelaar word. En ek gaan bly in 'n kamer waar 12 boemelaars bly, en boy, as jy gedink het jy het iets, dan het jy dit nie meer nie. Dan sit my skoene lyk bekend. Dan kom my ou en sê, oh, look how the Lord has blessed me. En dit staan mos nou daar, niemand het dit aan nie, so hulle kan dit aantrek. En dan moet ek na die klerebank toe gaan, om klere te gaan haal, wat mense daar kom aflaai, en dan is hy party van hy t-shirts en sulke gate, en dit lyk asof die motte hom geëet het, en toe kry ons hom. Kan trek hy t-shirtjie aan, want my klere is uit vir 'n wandeling. Maar daar sit ek in hy kamer, en dit ruik nie lekker nie, want die ouens is nie gewoond daaraan om regtig te stort nie. En as jy moet gaan stort, dan stap jy deur sulke rooi water, net sodat almal se voete kan ontsmet. En die Here vat my daar vir 'n jaar. En een aand, ek was so 2-3 weke daar in daai plek. Dis al die boemelaars, en dit ruik nie lekker nie, en die ouens se lewenstyl is de mekaar, en nou moet ek boemelaar wees tussen daai mense. En ek sit daai aand op my bed, en ek sê, Here, hoe kan U my hiernatoe stuur? As ek hier bly, het ek geen drome, ek het geen ideale, daar sal nie eens 'n vrou na my kyk nie. Want hierdie tannies wat in hierdie plek is, wil nie hê hulle moet na my kyk nie. En nou sit ek hier. Die mense is te bang om vir my te kom kuier, want die boemelaars lê op die straat, hulle is dronk, hulle maak die venster so eentjie oop, en dan sê hulle, hoe gaan dit met jou, Johan, is jy okay? Want hulle is te bang om uit te klim, want hulle wil gerob word. En ek kan nie vir u vertel waardeur ek gegaan het op daai oomblik nie. Maar ek sit op daai bed, maar ek kry myself so jammer. En ek huil. Nou vertel ek vir die Here, hoe lyk my toekoms nou as ek nou in hierdie plek bly? En toe ek nou klaar is, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees. En daai invluistering van die Here sê vir my, Johan, jy het vir die eerste keer 'n kosteberekening gedoen, wat dit jou gaan kos om my te volg. Sal jy my volg? En daar het ek die eerste keer 'n kosteberekening gemaak, toe alles van my gestroop was. Alles. En ek kon nie toekoms sien nie. En ek sê, ja Here, dis reg. En hoe die Here die pad my gestap het,
Dit was 'n wonderlike pad, baie opwindende pad. En toe ek 50 jaar oud word, toe moet ek gaan vir 'n operasie wat my lewe weer verander. En ek kon sê, ja Here, nie my wil nie, U wil. Op hierdie aarde word ons gechallenged met snaakse goeders en groot goed. Maar daar's 'n vyand wat uit agter een ding aan is. Hy's agter jou en my verhouding met ons Vader aan. As ek kan twyfel in my Vader, in sy liefde, in sy goedheid, in sy roeping, in wie hy is, dan het hy my. En hy gebruik die meeste van die tyd siekte en ongelukke en al hierdie aaklige goeders om ons verhouding met Vader seer te maak. En hy sê, nou, ek ken my Vader. Ek ken my roeping. Ek weet wie ek is in hom. En ek praat nie van jou beroep nie. Ek praat van wie jy is. Geliefde kind van God die Vader. Geroep tot goeie werke. Geroep vir ewig. Ek moet afsluit vir oggend met hierdie gedeelte in Handelinge 4. Petrus en Johannes het sopas 'n verlamde man genees. En hier word hulle uitgehaal. Die fariseërs, die skrifgeleerdes wil hulle doodmaak omdat hulle in Jesus se naam verkondig, omdat hulle iemand gered het. Maar wat vir my uitgestaan het in hierdie gedeelte terwyl ons besig was daarmee te werk, toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien en besef dat hulle ongeleerde en leuke is. Hulle is ongeleerd en hier staan hulle dan, hulle doen wonderwerke. Was hulle verbaas en hulle het hulle erken as mense wat saam met Jesus was. Die Engels sê dit vir so mooi. And they took note that these men had been with Jesus. Can people see that we've been with Jesus? Kan hulle sien alles wat met my en jou gebeur terwyl ons in die koninkryk van die Here is een ding om hom te verheerlik. En kan die mense dan sien dat ek saam met Jesus is? Vanoggend wanneer ek my tyd met die Here spandeer, beopenbaar hy sekere goed en hy leer my goed en hy wys vir my goeders en dat ek deur die dag wandel en ek kan dit uitbring na hom toe. En na die mense toe. Elke mens met wie jy te doen kry is nie verniet nie. Elke plek waar jy ingaan is nie verniet nie. Jou beroep is nie verniet nie, jou huwelik is nie verniet nie, jou kinders is nie verniet nie, niks nie. En kan die mense sien, daai geur wat ons deurgee, dat ek geroep is, dat ek saam met Jesus was vanoggend. Party ongelukkig, hulle is nou saam met Jesus, maar hulle was saam met die duiwel as hulle in die kar klim. Hoe werk dit? Godsdiens, jou verhouding met die Here is nie net intellektueel nie. Dit verander jou hart. Dit verander jou hart, die manier hoe ons met mekaar praat, die manier hoe ons mekaar omgaan, die manier hoe ons lewe as eenheid in die kerk, die manier hoe jy opstaan by jou huis, die manier hoe jy jou vrou hanteer, die manier hoe jy jou kinders hanteer, die manier hoe kollegas hanteer, die manier hoe jy werk, alles kom uit 'n roeping van God om hom bekend te maak. As kind van die lewende God sê ons is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, hy leef in my, en daai roeping is ons roeping. And they took note that these men have been with Jesus. Vers 4, dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in die hoop van julle roeping. Ons word geroep om sekere goeders te doen vanuit hierdie roeping wie ek is.
Hierdie is so 'n belangrike gedeelte in hierdie oorgangsproses. Ek musiekspan, julle kan vorentoe kom. Hierdie is so 'n belangrike gedeelte. Mense, ek kan nie vir julle sê hoe belangrik is hierdie nie. Ek kan dit nie genoeg stres nie. As ons dit nie vang nie, as ons dit nie het nie, as ons dit eie maak nie, kan ons nie eers aanbeweeg na die res van Efesiërs toe nie. Want ons is how-to mense. Hoe moet ek dit doen? Hoe moet ek dat doen? En ek soek topical things. Hoe. Maar as ek weet waarom nie, dan gaan die hoe nooit, it will never stick. It will not stick. So vir oggend, wanneer ons nagmaal gaan gebruik, wil ek hê hierdie prentjie van wie ek is in Christus, deurdat ek die elemente gebruik van sy bloed en sy wyn, die brood wat sy liggaam is, die wyn wat sy bloed verteenwoordig, en ek neem dit in, ek sê ek is deel van dit wat hy kom doen het, dis wie ek is. Ek is 'n kind van die lewende God. Mag daai oorvloed leef uit ons binneste, in ons wandel met hom, ons opstaan, tot ons gaan slaap, die besluite wat ek neem, mag dit alles hom verheerlik. So terwyl ons net so hierdie gedeelte, ons nagmaal gebruik vir oggend, as familie en gesinne saam. Maak vas vir oggend jou roeping, dat ons waardig kan wandel op ons roeping. Vader, ons hartsbegeerte is om U te eer en U te ken. Breek dit in ons binneste oop, Vader, vergewe ons vir ons hardkoppigheid, ons eie sinnigheid, en waar ons nie ons knie voor U wil buig nie. We want the benefits, but we do not want to do the job. Vergewe ons hardkoppigheid. Vergewe ons bitterheid en ons seer, wat ons nie wil laat gaan nie. Mag U verheerlik word. Heilige Gees, asseblief, vergewe ons waar ons so na U nie luister baie keer nie. Breek hierdie in ons binneste oop asseblief. In Jesus naam.